kyk na daai woorde op die skerm, die reeks nuwe naam, maar hy leef. Bedink dit, hy leef. Hierdie woorde is ongelooflik. Dit behoort iets aan ons binneste te doen, en ek het eintlik 'n bietjie iets anders verwag. Ouma Elsie, ek het op jou gebank hierso, dat jy vir ons sê, "Hililili," of iets gegee het, toe ek sê het, hy leef, want hierdie is die beste nuus wat jy in jou lewe gaan hoor, is dat Jesus leef. Dankie, Tannie, dankie, daar kom ons deur, want dis waar. Wat maak hierdie woorde so buitengewoon goeie nuus? Het jy al daaraan gedink? Verbeel jou gou self, 'n paar weke terug in die skrif waarvan ons vandag gaan lees, was daar 'n ou Lazarus. Het julle al van hom gehoor? Jy weet, Jesus het hom lewend weer gemaak uit die graf. Verbeel sy sussie Martha Maria, 'n jaar voor hierdie gebeurtenis, sou dieselfde woorde vir mekaar gesê het, 'n jaar terug, voor hy dood is. Hey Maria, 'n Lazarus leef. Wat sou die effek gewees het? Ja, great. Roep hom dat hy in die kombuis kom werk. Ons het hom nodig. Daar sou niks groots gewees het daar nie. Imagine 'n dag of twee na Jesus hom uit die graf uit opgewek het. Hey Maria, Lazarus leef. Nuwe meaning, nuwe emosies, nuwe dankbaarheid. Dalk selfs delegeerde die dag. Hoorie, ons moet net, kom ons kom net weer by Lazarus. Kom ons gaan, ons is so dankbaar. Kom ons kom net by hom en gaan sê weer vir die Here dankie. Daai hy leef is anderste as die eerste hy leef, reg? Hoekom? Want dit volg dood. Na dood is daar 'n tipe lewe, 'n tipe nuwe lewe. En wat dit merkwaardig maak is Jesus tree in, en as daar nie dood is nie, is daar nie regte lewe nie. As daar nie dood is nie, is daar nie regte lewe nie. As daar nie 'n Jesus aan die kruis was op 'n goeie Vrydag, was daar nie hierdie opstanding Sondag wat volgende week kom nie. Dan is daar geen inhoud in ons, hy leef nie. As daar nie hy het gesterf, 'n leë graf is nie, dan is daar geen opgewondenheid in ons harte wat sê hy leef nie. Regte lewe vereis dood. Dis die titel van vandag. En alhoewel dit waar is in Jesus se geval vir ons onthaalwe, is dit ook waar in ons lewens. En ons kom nou daarby uit, dat lewe, regte lewe, vereis dat ons sal sterwe. Ons noem dit, volgens een kommentator, the law of life through sacrifice. Die wet van lewe deur offer. As Jesus nie dit gedoen het nie, was daar nie regte lewe nie. Jesus het dit gelewe, hy het dit self vir ons gedemonstreer. Jesus het dit gepreek. Regte lewe vereis dood. En ons gaan na een so skrif kyk vandag, en dit is uit Johannes 12. So jy kan soontoe begin blaai. Johannes 12, John 12. Soos jy daarin blaai, interessant dat die 21 boeke waaruit Johannes bestaan, verdeel mens maklik in 2. Dit is hoofstuk 1 tot 12, en mense noem dit the book of signs. Daar is soveel, 1 tot 12, daai hoofstukke, daar is soveel wonderwerke daarin, the book of signs, 1 tot 12, en dan 13 tot 21, the book of glory, hoe Jesus homself verhef en hoe die Vader hom verhef tot die kruisiging, en dan die hoogtepunt is waaruit ons nou vandag begin lees, hoofstuk 12, wat handel oor die Passion Week, dis hierdie laaste week, hoofstuk 12 tot 19, en die stuk wat ons vandag lees is meeste van ons dalk nie so vertroud mee nie, want net Johannes, van al die evangelies, gee vir ons hierdie stukkie inligting. Ek gaan nou ietsie meer daaroor sê, net Johannes praat hiervan, en ons lees vanaf vers 20. Ons hoop is dat
hierdie skrif vanoggend met ons sal praat, dat ons Jesus sal sien. Dis die 10de een gebeur op die goeie, op die Sondag, vandag, voor die kruisigingsvrydag. Dis hoekom ons vandag hieruit preek, volgende Sondag preek ons uit die opstandingssondag, Johannes 20, en gedurende die week sit ons iets in jou hand en sê, volg Jesus saam hierdie week, uit die evangelie van Markus, en elke dag sal jy nou 'n WhatsApp kry, en so kan ons van vandag af, tot volgende Sondag, opstandingssondag, Jesus volg in die skrif. So kom ek bid, en dan is ons in die skrif. Here, U het gesê, U sal ons verstand verlig, U sal vir ons die gees van openbaring en wysheid gee, om ons te lei in alle waarheid, Here, en ons het U nodig, Heilige Gees, om hierdie skrif aan ons te openbaar. Here, ek het U nodig, om wat U vir ons vandag wil sê, duidelik oor te dra. Here, help ons om getrou te wees aan die skrif, maar om 'n nuwe openbaring te kry, vandag, van wie U is, in die naam van Jesus. Amen. So ons lees dit so stukkie vir stukkie vandag, in plaas van die hele skrif deur. Vers 20, daar was 'n aantal Grieke onder die mense wat gekom het om die fees, om op die fees te aanbid. Dit is nou die Pasga wat van die volmaan, het julle gesien, dit was volmaan, en dis hoekom Paasnaweek volgende naweek is, wat in daai week sou gewees het tot die Vrydag. Hulle het toe na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra, meneer, ons wil Jesus sien. Dit is die diepe behoefte van elke mens. Of jy dit hardop herken of bely, die behoefte van die hart van die mens is om Jesus te sien. Vers 22, Filippus het toe vir Andreas gaan vertel, wat? Vra hom net self. En toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus. Net Johannes praat oor hierdie stukkie. En die vraag wat ek wil vra is, hoekom sal Johannes praat oor Grieke? Dit is nie noodwendig mense wat in Griekeland gebore is nie, dis nie Jode wat die Jodese godsdiens aangeneem het en nou by die tempel kom aanbid het. Dit is nie Jode, dit is nie noodwendig Grieke nie, maar die vertaling noem dit Grieke. Hoekom sal Johannes dit sê? Hoekom is dit belangrik dat hulle nou soort van opdaag? Is dit uit die bloute uit? Wel, as jy dink aan Johannes, en ek probeer jou so 'n bietjie meer agtergrond gee van die boek, en die motivering en die hooftema van die boek, word dit opgevang in een vers in Johannes, hoofstuk 3, vers 16. Ek wonder wie kan dit herken? Want so lief het God die wêreld. Dis die hooftema van die boek, 3 vers 16. En daarom maak dit sin dat Johannes, wat hierdie boek skryf met hierdie gedagte en idee, praat van Grieke, wat opdaag. Nou interessant genoeg, Jesus se missie was om die wêreld te versoen met homself, maar waar begin hy? By die Jode. Die aankoms van die Grieke in hierdie verhaal is die aanduiding dat daar kom 'n skuif in Jesus se missie. Hy het gekom nie net vir die Jode nie, alhoewel hy daar begin by Israel, hy het gekom om die wêreld met homself te versoen. Dis hoekom Jesus daar is, maar hierdie Jode wat hom wil sien, daar's een ding wat moet gebeur voor hulle hom kan sien. En ek en jy kan in daai ry inval. Een ding wat moet gebeur voor ons Jesus kan sien. Wat is dit? Hy moet aan die kruis sterf. Dis hoekom Johannes praat van hierdie Jode wat daar opgedaag het. Johannes 10 vers 16 sê, ek dink is 'n belangrike vers om te onthou in die konteks waarin ons preek, and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice, so there will be one flock, one shepherd. Regte lewe vereis dood. Besef jy dat dit wat ons vandag beleef, mense van verskillende kulture in een huis met een shepherd, is lewe wat Jesus gekoop het deur dood te gaan. As Jesus nie dood gegaan het nie, sou ons nie hierdie beleef het nie. Want regte lewe, hierdie klein lewe wat ons hier beleef, in diversity,
verg dood. Dit was nie so in daai dag nie. Gaan gou na die volgende een toe. Next slide please. Daar's 'n uitbeelding van die tempel en jy het dit al gehoor van die dag. Daar was 'n skeidingsmuur in die tempel waar die nie-Jode mag nie verby dit kan gaan nie. Dit is jou afdeling gewees, die Gentile court, en dan was daar die women's court, en dan was daar Israelse court, en het raak al hoe narrower, al hoe meer eksklusief. Dit was hoe dit begin het. Jesus kom, en hy breek hierdie middelmuur af, sê die skrif ons. Efesiërs 5, ek gaan dit nou lees. Maar hierdie wat ons beleef is gekoop, hierdie lewe wat ons beleef is gekoop deur sy dood aan die kruis. Want regte lewe vereis sterwe. Kan jy sien wat staan op daai inskripsie? Ek seker almal kan dit lees. Dalk is dit net bietjie klein of dalk is dit omdat dit Grieks is. Maar no foreigner is to enter within the balustrade and forecourt around the sacred precinct. Hierdie ding is actually gevind. Dis hy daai. Whoever is called will himself be responsible for his consequent death. Gaan nou in, jy is verantwoordelikheid vir jou eie dood. En Jesus kom en hy sê in Efesiërs 2 vers 14, next one, let me just read this. For he himself is our peace. Dis in mekaar. Who has made us both one, has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. Paulus verwys na dit. By abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in the place of two. Jode, nie-Jode. Afrikaans, Engels, Duits, one people. In him, one shepherd, one flock. Dan gaan hy aan, that he might create himself one man in one place of two, so making peace and might reconcile us both to God in one body, dis wat ons hier beleef, through the cross, thereby killing hostility. Killing hostility. Ons beleef dit, en ek dink ons kan groei daaraan, omdat daar dood was. Sê gou vir die persoon, wat vereis regte lewe? Wat vereis reg? Sê vir die persoon langs jou, regte lewe vereis dood. En vir die nie-gelowige, en selfs vir ons is dit soms moeilik om te snap. En dan kom hulle en sê, hier is die grootste behoefte, hulle wil vir Jesus sien. Die woordjie sien daar beteken, to spiritually perceive. Dis nie net sien nie, dit is ken, dit is verstaan, dit is greater revelation. Dis wat hulle vra. Wonder wat gaan Jesus doen? Hey, roep hulle, sit hulle voor my, let's do an altar call, laat hulle my sien. Ons kyk wat doen Jesus. Vers 23. Maar Jesus antwoord hulle, so in jou gedagtes, die Grieke nou al naby. Waar dit ook al was in die tempel, miskien was Jesus aan die kant van die muur, miskien was hulle, ons weet nie, maar hulle was nou daar. Maar Jesus antwoord hulle, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit gaan my verstand te bowe dat hy daai woorde gebruik. Die uur het gekom. Waarna verwys dit? Die kruisiging. Die kruisiging, Jesus wat God is, en Jesus wat volkome besef en weet sou besef, wat se vernedering lê voor. Hy sou besef hoeveel houe en hoe sy liggaam sou gelyk het. Hy sou besef hoeveel houe in die gesig met die vuis, die doringkroon, die bloed. Hy sou al hierdie goed besef het. Hy sou besef dat iewers gaan hy sy asem uitblaas en sy lewe gee. Hy sou die idee van 'n Simon van Sirene wat die kruis, hy het alles gesien. Al die seer en die vernedering. En hy sê, die uur het gekom dat die seun van die mens, wow, van al die woorde kies hy daai woord. Glorie, dit verwys, nommer 1, na sy kruisiging. Nommer 2, na sy opstanding uit die graf. Hy word nou verheerlik, hy is God.
Hy bewys dit. Nommer 3, na sy hemelvaart, sy verheerliking bo alles en almal, sy regmatige plek van glorie, van waarvandaan hy heerskappy uitoefen, die Here van Here bo alles. Die uur het gekom. Hy is so seker dat die Vader se wil sal geskied, dat hy verby die dood kyk in 'n oomblik, na die eindproduk van die dood, sy verheerliking. En hy antwoord die Grieke indirek, hoor, julle wil my sien? Julle gaan my nie kan sien, as ek nie eers doodgaan, verheerlik word, dan is daar geen weg nie. Jesus antwoord ons baie keer nie soos ons wil hê nie. Het jy dit al agtergekom? Ek seker hulle sou dalk 'n bietjie meer regheid net soos, wat? Ek het gedog ons gaan 'n altarkol doen hierso. We're ready. Jesus sê nee. Regte lewe vereis dood. En hulle sou iets van dit besef het. Een kommentator skryf, dink ek het dit daar opgesit, they are the first fruits of the great flocks of humanity, and their presence is as the first stroke of the bell, which sounds the fatal but glorious hour, the hour marked out in his counsel, in the counsel of God, and ever present in his own thoughts, has now come. The counsel of God. Daar staan, na verheerlik, een woordjie, moet. Hy moet verheerlik word. As daar lewe gaan wees, gaan daar moet dood wees. Maar toe ek daaraan dink ek dat dit in die oomblik 'n implikasie vir jou lewe, vir my lewe. Hy moet die uur presies alles werk tot hierdie oomblik, hy moet nou. Dis wat Jesus sê. God is altyd in beheer. Die Fariseërs kon dink, man, hier kom hy is so naby, ons het hom, ons is in beheer. Die duiwel het sekerlik gedink, got him now. In die middel van jou storms, in die middel van jou onsekerheid, in die middel van wat gaan hier aan, weet dit vandag. En ek voel dis 'n woord vir van ons vanoggend. Hy is in beheer. Altyd. Hy verloor nooit beheer nie. Is jy bereid om sy stem te volg? Is jy bereid om die een woord te hoor wat hy sê en dit te doen? Vers 25 toe wil ek gaan. So ek wil net opsom vir 'n oomblik en sê, hulle perceive dat Jesus iets moet doen. En dit is sterf voor hulle sal lewe. Hulle besef dat as Jesus nie hierdie doen nie, Jesus praat van homself, dan het hulle nie lewe nie. En dan gaan dit na vers 24 toe. Verse 24, Amen, Amen. Het jy al vir jou kind gesê, Boedie, nou kyk jy vir my. Nou luister jy, jy moet hierdie hoor. Dis dit, maar met die liefde van Jesus agter dit, nie soos ek het gesê het nie. Ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele koringkorrel, maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Onthou, hulle wil vir Jesus sien. En Jesus gaan nie aan oor koringkorrels. Jesus antwoord indirek, deur iets wat hulle nie sal sien nie, in die geestelike riem. Nou bring hy iets en hy maak dit in die fisiese, wat hulle ken. Almal sou geweet het, 'n koringkorrel het ontkiemingspotensiaal. En as hierdie koringkorrel, en hulle is baie bekend daarmee, in die grond val, dan het dit 'n plant en 'n aar en daar's klomp saad daaraan. Dirk, ek wil nie meer as dit sê nie, want net nou gaan ek verkeerd. Maar een lewer meer as een. Baie. Hulle sou dit besef het. En so Jesus doen dit baie keer in die vorm van 'n vergelyking. Ek vat iets wat hulle nie verstaan nie kan sien nie, iets wat hulle sien, ek verduidelik vir hulle, dis presies soos dit. Natuurlik praat Jesus van homself. Jesus is die woord.
wat mens geword het. Onthou julle daai gelykenis van die saaier wat saai? Die saad is die woord het mens geword, die woord Jesus word in die grond gesit, sodat daar baie vrug kan wees. Jesus verduidelik vir hulle presies wat hy sê, hy berei uit op hierdie antwoord en sê, julle sal my nooit sien, Tian, Tannie Wally, almal wat volg, as ek nie in die grond val nie. As ek nie doodgaan nie, dan is daar geen vrug hierna nie. Hoekom nie? Want regte lewe vereis dood. Ek lees 'n artikel, redelik oud, oor mummy seed of mummy wheat. Saad wat die Egiptenare in hulle grafte gesit het, saam met die mummies. Van hierdie saad wat hulle ontdek is tot 3000 jaar oud. Hulle ontdek het al vir eeue, hierdie saad. Tot 3000 jaar oud. Die hoop van die Egiptenare was, moenie lag nie, want ons doen dit baie keer, dat by die sterfdag, dat hulle genoeg voorsien het vir die volgende lewe. So lekker baie saad om te eet, selfs meubels en juwele is in hierdie grafte. En dit word al vir eeue ontdek. En mummy wheat word dit genoem. Ek wou 'n foto kry, maar ek het nie een gekry wat ek nie legit mag kry nie. Is jy met my? So, glo my net, gaan soek dit op. En in die 19de eeu was daar hierdie teorie, dat hierdie mummy wheat, en van julle dink al klaar so, miskien kan dit ontkiem. In die 1900 was daar, in die 19de eeu was hierdie teorie dat dit kan gebeur. Weet jy hoeveel ouens het dit reg gekry? 1. Hy het gejok, hy het ander saad gevat. 0. Niemand. Hulle het hulle ontkiemingspotensiaal verloor, al was die humiditeit redelik stabiel, omtrent 16% in die graf. Wat het hulle gemis? Dis nooit in die grond gesit nie. Man, hoe hartseer is dit as ons lewens deurgang, soos Egiptenare. Man, ek hoop, ek kan genoeg by mekaar maak, genoeg gemak by mekaar maak, sodat die dag as ek sterf, dat ek kan sê, ek het genoeg gehad. En dan kom ons daar en besef, dis useless. Dit het geen lewenspotensiaal in dit nie. Dan mag ons nie soos Egiptenare leef, wat mummy wheat by mekaar maak, en vergeet, regte lewe, verg dood, en is net deur Jesus wat dit kom. So hulle sou verstaan, okay, Jesus, ons verstaan immers, Jesus moet begrawe word. Jesus moet sterf, dan kan ons lewe kry. Maar nou gaan Jesus en hy maak dit prakties. Onthou ek te sê aan die begin, daar's 'n praktiese implikasie vir hierdie koringkol of vir hierdie idee van regte lewe verg dood. Hier kom Jesus by dit. Vers 25. Is jy reg? Hou jou stoel vas. Net al twee kante, hierdie gaan rof wees. Dit is nie 'n grap nie, Tannie Elsie. Wie sy lewe liefhet. Dis nie die beste vertaling nie. Ek gaan vir jou nou lees. Verloor dit. Wanneer begin jy jou lewe verloor as jy jou eie lewe liefhet? Dadelik. Die verlies begin dadelik. Maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, en hier is die woord, maar ek dink daar's 'n ander vertaling wat beter is, sal dit vir die ewige lewe behou. 'n Absolute statement. Ouens, julle wil my sien? As julle wil my sien, maar julle doen X, sal julle Y. As jy dit liefhet, sal jy dit verloor in hierdie wêreld, in hierdie lewe. Maar as jy jouself meer gering ag, sal jy dit behou. Absoluut. Niemand gaan hierdie, dis een van twee roetes. Jesus het al sulke goed gesê. Ek wil vir jou 'n ander weergawe lees wat dalk 'n bietjie meer duideliker is in my kop, die ESV. Whoever loses his life, whoever loves his life loses it, and whoever hates his life, nou is ek by, maar ek het nog vra, whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Jesus praat net van jou eie lewe nou. Daar was 'n ander keer in Lukas 14 vers 26, ons het in ons Connect groep gedoen hierdie week, en weet jy wat,
it had shock value. Weet jy wat 'n shock value? Het jy al vir iemand iets gesê en hulle soos, man, shock value, check. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, daar is daai ene waaroor Jesus nou praat. Wat staan daar? Wat staan daar? Hy kan nie, meaning, daar is nie 'n opsie nie. As jy nie haat nie, kan jy nie sy disipel wees nie. En soos jou gesig nou lyk, het hulle gesigte gelyk. Soos wat? Dalk was dit 'n lang dag, Jesus. Kom, ons praat weer môre. Ek wil jou eintlik nie meer sien nie. Dalk, kom ons los dit net. Die woordjie hate is sentraal om reg te verstaan, want soos jy en ek, die Afrikaner en die Engels hoor, dit is nie wat dit beteken nie. Het ek dit daar opgesit? Mesio, to detest on a comparative basis. Ek vergelyk twee goeders, Turkish Delight, peanut paste. Easy choice vir my. As ek na hulle kyk en ek compare hulle, Turkish Delight, Johnny, jy is met my op daai, ek weet dit. Bo dit. Dis wat Jesus daar sê. To love someone or something less than someone or something else. Vir een of ander rede, toe ek dit beter verstaan, het dit nie die shock value weggevat nie. Want my liefde, jou liefde, gaan na mense en na goeders toe. En daar's lang lyste. En Jesus sê, as al daai goed in ons skrif, die hoofene self, if you don't love that less than me, you cannot be my disciple. En as jy nie my disipel is nie, dan volg jy my nie. En as jy my nie volg nie, sal jy my nie sien nie. En dan is jy verlore vir 'n ewigheid. Vir een of ander rede het ek begin dink, miskien was dit net makliker as ek 'n paar mense haat. Ek kan daai doen. Is jy met my wat Jesus sê vir hulle op die vraag wat hulle het? Ons wil vir Jesus sien. Dink aan alles wat jy lief het. Dink aan jou kinders. Dink aan jou kar. Daai twee was te naby mekaar. Ek moes meer goed tussenin gesit het, ekskuus. Maar van ons nie. Maar hou net aan, maak die lys langer. Jesus sê, as dit nie ondergeskik in liefde aan my is, dan kan jy my nie volg nie, dan gaan jy my nie sien nie. En ek weet nie van jou nie, maar dan is daar goed in my lewe wat ek minder moet lief hê. En Jesus moet vir my meer liefde vir hom in my lewe sit, bo-natuurlik. As jy wil weet wat jy lief het, kyk waarna jy dink, kyk waaroor jy praat, kyk waarna jy geld spandeer, tyd spandeer, kyk wat rig jou dag. Dis wat waardevol is vir jou. Ons volgende reeks waar ons gaan preek, waardevol. Dis 'n wakker skud vir die meeste mense wanneer ons dit besef. Ek dink ek het dit gesê, ek wil net weer jou aandag op dit sit. As ons enigiets meer lief het as Jesus, begin ons lewe verloor. En daai verlies begin oombliklik as ons liefde out of whack is op aarde. Oombliklik. En miskien as ek 'n paar voorbeelde vir jou wys, dan gaan jy saam begin stem. Selfs Christene begin verlies verlei, omdat hulle byvoorbeeld 'n hobby liewer het as God. En omdat jy hierdie hobby liewer het as God, steel dit intimiteit by God en jy ly dadelik verlies. Soveel Christene, soveel mense in kerk ly verlies omdat hulle geld meer lief het as God. En omdat hulle geld meer lief het as God, is daar 'n verlies baie keer in gesinne. Grafte vol koringkorrels, maar 'n leë etenstafel. Dis gebreek, verlies
omdat liefde, en so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. En as daar een bekommernis is in my hart, soos ek hierdie paar weke hierdie skrif voorberei, ek is so bekommerd dat ons misleid sal sit in kerk en sal sê, dis oukei om hierdie goed kant toe te skuif, nie te veel daaraan te dink nie. Maar Jesus maak 'n absolute statement. Kan dit wees dat dis dalk een van die redes, nie die enigste nie, dat depressie so hoog is post-COVID. Dat ons hoop gesit het, ons liefde gesit het in goed, met die hoop dat dit vir ons iets sal bied, en het het toe dit nie gebied nie, want het kan dit nooit bied nie, en ek is teleurgesteld, en depressie gaan al hoe meer op. Daar's een hoop vir ons, en dis dat een koringkorrel, Jesus Christus, in die graf sou moes sterf, sodat ons ware lewe kon beleef. Vers 26, ons laaste vers. As iemand my wil dien, wat 'n vraag beantwoord Jesus? Wat was die initial behoefte? Wil vir Jesus sien. Sien is dien. As iemand my wil dien, laat hy my volg. Dit laat my dink aan Markus 1 vers 17 waar Jesus disippels roep en sê kom volg my. Onthou hierdie Gentiles sou nie dit gehoor het nie. En as hulle Jesus gaan volg, moet hulle seker wees wat die koste van disippelskap is. Jesus brei uit. En waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. Hulle wil Jesus sien. Julle sien hom nou, maar ek's vir 'n kort tydjie hier. As jy my vir ewigheid wil sien wat ons noem regte lewe, dan moet jy my volg en dien. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Jesus sê, as iemand my wil sien vanoggend, moet hy my volg. Wat beteken dit? Waartoe was Jesus op pad? Kruis toe. Daar's sekere goed in ons lewens wat moet sterf, sodat ons regte lewe in daai area kan beleef. Ek praat nie net van jou siel wat redding kort in ons almal se nie. Goes without saying. Maar daar is sekere areas in ons lewe wat dood is, wat nie baie vrug dra nie. Hoekom nie? Want daar's nog nooit iets wat dood gegaan het, en baie keer is die grootste probleem, if you love yourself, your own life more, you will lose it. Deel van die volg is om soos Jesus te word, meer soos Jesus. En die oomblik as ek dit sê, dan weet ek, Tiaan, daar is soveel goed in jou wat moet sterf, om regte lewe te beleef. Verbeel jouself hierdie setup. Ons is in 'n connect groep, as jy nie weet wat dit is nie, mans, vrouens apart, dis waar ons disippelskap groei in ons kerk, word deel van een. En een van die vrae is, aan die begin van jou one-to-one boekie is, how to start, hoe om Jesus te volg. En een van die punte is, turn from all sin and start trusting the Lord. En jy sê, okay, ek gaan net so oor die eerste een gaan, en die tweede een klink vir my 'n bietjie beter, ek wil hom vertrou. But the turning from all known sin, hierdie ouens kan nie weet wat ek weet nie, of hierdie dames moenie weet wat ek doen nie. Hoekom? Hoekom sê ons dit? In daai oomblik, waar kies ons om ons liefde heen te skuif? In daai oomblik, waartoe skuif ons liefde? Self. Ek wil my reputasie en myself beskerm. In die oomblik gebeur daar nog iets. Verlies. Jakobus 5 vers 16 sê, bely julle sondes eerlik teenoor Christene. Christene, bely. Nee, mislei mekaar met julle sondes nie. Bely. Dis wat ons baie keer doen. Nee, ons ek so right, mislei jou. Gaan net so. Ja, ons doen dit. Ons almal doen dit.
Die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking en die gebed van daai regverdige in daai vers het gesondmaking as vrug. Daar's areas in my lewe, daar's areas in jou lewe, daar's areas in almal se lewe wat hierna luister, wat moet sterf. En as ons waarlik lewe gaan beleef, moet dit dood. As ons gaan ophou om verlies te ly, gaan dit moet stop. Maar dit gaan verg dat ons Jesus nederig volg. Dat ons bely waar ons dit mis. Hierdie hele skrif sluit af. Ek lees net vir jou hierdie gedeelte, ek dink nie dis daarop nie. Waar Jesus sê, en nou is daar 'n groter skare by. Jesus het toe vir hulle gesê, nog 'n kort tydjie is die lig by julle. Hy praat van homself. Terwyl julle die lig het, leef daarvolgens. Terwyl jy gered is, leef volgens jou redding. Sodat die duisternis jou nie oorval nie, sudden nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Terwyl jy die lig het, dis 'n herhaling van dieselfde frase, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Die wat glo in die lig, wat Jesus is, word genoem kinders van die lig, meaning, jy word meer soos die een waarin jy glo. Sien jy dit? Kinders van die lig. My kinders het trekke na my. Ons het nodig om God uit te straal, Jesus uit te straal, soos ons sekere dinge voortdurend neer lê en meer soos hy word. Wat is dit in jou lewe, waarop die Heilige Gees vanoggend sy hand sit? Ons kan nie Paasweek ingaan sonder om oor dood te praat nie. Want daar's hoop vir ons in die evangelie. Want regte lewe verg dood. Dis waar Paasweek begin. Dis waar die gospel begin. Hy eindig nie daar nie. Maar vriende, die Here het vanoggend gedagte om lewe te bring. Greater revelation van homself as 'n barmhartige God wat jou nie afskryf oor wat dit ook al is wat niemand dalk van jou weet nie. Hy wil genesing bring. Dit verg belydenis. So ek wil vir ons bid, privaat en dan een gebed corporately, soos ons afsluit. Ons sluit ons oë. Vriende, Here, ons sit hier vanoggend as mense, almal van ons, wat areas het wat nie in die lig is nie, wat areas het wat steel en verlies bring, wat dinge in ons lewens het waaroor ons skaam is, Here, regtig. We carry shame, we carry guilt, but we bury it. Ons probeer dit wegsteek. Here, U sien dit. U is in die middel van ons grootste storms. U het selfs toe hierdie Grieke 'n vraag vra, gesien wat was die vraag en die behoefte van hulle harte? Redding, genesing. Here, en so sien U vanoggend in ons harte. Here, Holy Spirit, search our hearts. En ek vertrou dat die Heilige Gees nou met elkeen van ons praat oor areas van ons lewens. Ek het vir jou gesê, dit gaan nie die lekkerste oomblik wees nie, maar dit gaan die mees bevrydendste oomblik wees. Heilige Gees, praat met ons nou oor areas wat U wil hê, ons moet vrykom van. En van ons is selfs bang om net 'n oomblik van stilte te beleef vir dit. So kom ons gee net 'n oomblik vir dit. Dis die Heilige Gees wat met jou praat. Here, U het 'n gedagte om vanoggend om vry te maak van geldgierigheid. Here, ons sit dit vanoggend voor U. En as dit jy is, stem net saam in jou hart. Ek vertrou dat jy iewers by iemand hierdie week sal kom
en verder met hierdie proses wat die Here nou begin sal gaan. Here, as dit is dat ons geldgierig is en lief is vir geld meer as U, Here, ons sit dit voor U. Here, as dit is dat een of beide van mense in huwelike besef, there is neglect, ek skeep af. Here, want daar's klomp goed wat ek meer lief het as hierdie. Here, vanoggend sit ons dit voor U. Here, as dit is dat ons werk nommer 1 in ons lewens is en nie U nie, sit ons dit voor U. Here, vergewe ons. Here, as daar verslawings is van pornografie, van drank, van dwelms, wat dit ook al is, Here, U sien dit, U kan weer lewe bring, ons sit dit voor U. Here, as daar onvergifnis is, donker areas waarmee ons nie gedeel het nie, Here, onvergifnis oor mense wat regtig ons verontreg het, Here, ons sit dit voor U. En as nou enige iets anders is, wil jy nie net 'n oomblik vat en net voor die Here sit. Met die wete, dis jou eerste voet uit die boot. Al 2 voete beteken, bely jou sondes teenoor iemand. Vra vir gebed. Beleef genesing. Lewe kom. En ek sluit af met hierdie, vriende, ek het gevoel ons moet as 'n gemeente, indien dit in jou hart is, sê hierdie gemeente staan waarvoor Jesus gesterf het. One flock, one shepherd. Meaning, daar's verskillende kulture in een liggaam, maar daar's een Jesus. Dit is wat ons kinders van die lig maak. Dis wat wys ons is anders. So as jy op 'n plek is, en ek dink almal kan saamstem, ons het almal nodig om meer en meer uit rasisme te groei. Ons almal sal, het jy al vir iemand sê, ek's nie 'n rasis nie, maar. Wow. Of tot iemand van 'n ander nasie by jou kom, in jou huis, dan pop daar goed in jou hart op wat jy nie geweet het was daar nie. Vanoggend wil ek ons uitnooi om as gemeente te staan, en hier's waarvoor ons staan. Here, ons sien U het gesterf vir dit. Here, groei my in dit. Help my. En ek wil vir ons bid daaroor. So as jy reg is en jy het daai gebed in jou hart, wil jy nie saam met my staan, ek bid vir ons en dan gaan drink ons koffie. Dankie. Kom ons hou net ons oë toe. Here, U het gesterf sodat daar regte lewe kan wees. U het gesterf sodat die verdeling, the wall of hostility, the dividing wall afgebreek sal word. Here, doen dit in ons harte. Groei my, groei elkeen van ons, Here, om mekaar te sien presies soos Jesus ander nasies sal sien. En in dit sê ek, Here, vergewe my, vergewe ons, vir ons voorkeure, dit waarvan ons nie eers weet nie. Here, vat daai dele uit ons lewe, sodat ons U kan verteenwoordig, U kruisreg kan verteenwoordig, wie is reg kan verteenwoordig, en lewe op aarde beleef, in die naam van Jesus. En almal sê, Amen. Ek wil jou uitstuur en sê, jy kan sit, kinders van die lig, het my dadelik laat dink aan een ander skrif, Matteus 15. Kan jy onthou wat Jesus gesê het vir die disippels? Julle is die lig van die wêreld. Gaan leef dan so met julle ligdade, julle goeie dade voor ander mense. Want as ander mense dit sien, sal hulle die Vader verheerlik. Dis die gebed. Die wêreld het mense nodig soos hierdie, wat sê ek is nie perfek nie, maar ek is bereid
om neer te lê waar ek nie perfek is nie, om lig te beleef in daai imperfeksie, sodat ek meer 'n kind van die lig kan word, sodat my lig kan skyn, sodat ander dit kan sien en sy naam verheerlik. En met hierdie idee stuur ek jou uit en sê, gaan wees daai lig. Dis nie perfeksie nie. Dis nederigheid om te herken, neer te lê en kyk hoe lok dit ander mense na Jesus toe. Vader, ek bid dat U ons sal gebruik in hierdie dorp, in hierdie Paasweek, om U naam groot te maak. Here, sit mense op ons harte wat ons kan nooi na Vrydag toe, wat U besig is om na U toe te trek, in die naam van Jesus. En almal sê, Amen, amen. Daar's koffie.